Goeienaand. Dis so lekker om vanaand by ons woordskool weer om die psalms kan sit en om te kan weet, ons kan rus en vrede by die Here vind. Ons kan skuil by die Here. Vanaand gesels ons bietjie oor Psalm 63. Dit word 'n woestynpsalm genoem want Psalm 63 vers 1 sê, Psalm van Dawid toe hy in die woestyn van Juda was. Nou ek wil net dit inlei met 'n gedagte. Die titel Typhus Mary is in 1908 in die kulturele woordeboek opgeneem. En dit verwys na 'n spesifieke vrou Mary Mellon. Sy was van Ierland wat na die VSA geïmmigreer het hier in die 1880s en waar sy as kok vir welgestelde families gewerk het. En toe die owerhede met tyd 'n rare verskynsel opgemerk dat oral waar sy gewerk het, het die families tyfus gekry en daar selfs van die mense dood. Sy daarenteen het nooit enige simptome gewys nie, sy was nooit siek nie, en wat hulle toe gedoen het is, hulle het haar onder kwarantyne geplaas en toetse gedoen, om te kyk, hoe werk hierdie ding. Later is sy gelos, en sy is verbied om ooit weer as kok by mense te gaan werk. Wat sy toe gedoen het is, sy het gegaan en as naaldwerkster gewerk, en presies dieselfde het gebeur. Na 'n paar jaar is sy gearresteer en in kwarantyne geplaas vir 23 jaar, tot sy dood is. Tot met haar dood het Mary nooit simptome van enige siekte gewys. Sy was asymptomaties. 'n term wat in hierdie kwarantyne, in hierdie pandemietyd, baie bekend by ons geword het. So gedwonge kwarantyne is nie 'n vreemde term in die mediese wêreld nie. Maar in die tyd waarin ons nou lewe, in die COVID-pandemietyd, het 'n nuwe woord ontstaan, self-isolasie. Dit is nogal moeilik, omdat jy self jou afsny van alles. En mense is gemaak om saam met ander mense te wees. So, dit het emosionele gevolge op mense. Ons lees, daar psigiatriese verslae wat sê, hulle het nog nooit met so baie angsversteurings gesukkel en allerlei depressiewe gedragspatrone nie, as gevolg van hierdie isolasie. Mense wil nie alleen wees nie. Nou hierdie psalm gaan oor 'n isolasietyd. Dawid ervaar 'n tyd van isolasie. Dawid gaan hy self isoleer hom, want sonder enige waarskuwing is hy gedwing om uit Jerusalem uit te vlug. Hy moes vlug van die tempel, hy moes vlug van die paleis, hy moes vlug van alles, want in hierdie tyd het sy seun Absalom 'n rebellie teen sy pa begin. Absalom, as jy die geskrifte lees, baie aantreklike man, 'n baie charismatiese man. Inteendeel, hy's een van die min mense wie die Bybel hulle voorkoms beskryf. So hy was 'n besondere mens en hy kon maklik mense meevoer. Hy kon maklik mense om hom vergader. Hy kon baie maklik 'n revolusie begin. Hy was soos 'n tipe Hitler. As hy praat, het mense geluister. En Absalom het een droom gehad. Hy wou koning van Juda wees. En hy was bereid om enige iets te doen om daardie koningskap van sy pa te steel. Hy was selfs bereid om sy pa te laat doodmaak. Dit is verskriklik om daaraan te dink. Absalom het hierdie gees van bitterheid onder die mense versprei, en uit die boodskap wat hy versprei het is, Dawid is nie meer goed genoeg nie, Dawid is oud, Dawid kan nie meer die regte besluite neem nie, dis tyd vir 'n nuwe leier. Absalom het nie belang gestel daarin, dat die Here die konings aanwys nie, hy het net oor homself gedink, hy het God in sy eie lewe geword. Dan sê die Bybel, en die mense van Juda, van Israel, het al hoe meer hofsaake teen Dawid gebring. Al hoe meer het mense begin ontevrede raak. Ons weet, dit vat net een vuurhoutjie om 'n hele hoop aan die brand te steek, en dit is wat Absalom gedoen het. Hy het bitterheid gesaai, en hy het hierdie vuur aan die brand gesteek. En dan het hy die mense by die stadspoort begin druk, en hy het hulle aangeraak, en hy het vir hulle vertel hoe kosbaar is hulle, en hy het vir hulle vertel hoeveel hy vir hulle omgee. Dawid sit in sy paleis en hy gee nie om nie, maar hy is die enigste een wat vir hulle saak sal veg. Dan sê 2 Samuel 15, en Absalom het die harte van die manne van Israel
gesteel. Skielik hoor Dawid van hierdie opstand. Nou, in Bybelse tye het 'n opstand die dood van die koning beteken. Dit moes vir Dawid baie bitter gewees het, want as ons die Bybel lees, was Dawid besonder lief vir Absalom. Hy was baie lief vir hierdie aantreklike seun, hierdie dinamiese, charismatiese seun vir hom. Maar om dit nog erger te maak, Agitofel, een van Dawid se intiemste raadgewers, een van Dawid se vertrouelinge, het een van die opstokers geword. Dan het dit verder gegaan. Amasa, Dawid se neef, het ook deel van die komplot geword. Absalom het in Hebron 'n hoofkwartier gestig en dinge het vir Dawid baie sleg begin. Absalom het die boodskap gestuur en gesê, as die ramshorings blaas, moet die mense uit Jerusalem uitkom na Hebron toe, sodat hy koning gemaak moes word. Toe Dawid dit hoor, het hy geen ander keuse gehad as om te vlug nie. Nou, dit is in tye soos hierdie, waar jy jou in 'n woestyn bevind, waar dinge skielik sleg gedraai, waar dinge hopeloos lyk, waar dinge lyk asof dit die einde van die pad geword het. En daarom begin Psalm 63 met 'n verteller en sê, Dawid het homself geïsoleer in die woestyn. Jou woestyn en jou woestyntyd wys wat in jou hart aan die gang is. Dit wys wat in jou lewe aan die gang is. Maar hier sien ons iets van Dawid raak. Terwyl hy in die woestyn is, die eerste ding wat hy doen is, hy roep tot die Here. Hy voel emosioneel bankrot. Hy voel gestroop van sy koningskap. Hy voel geïsoleer van almal, maar hy weet die Here het hom nie gelos nie. En daarom roep hy tot die Here. Alles waarvoor hy gewerk het, alles wat hy gebou het in Juda, het so sand deur sy vingers gevloei. Maar hy weet wat om te doen. Hy het 'n honger na God. En kyk hoe begin hy. Hy roep na sy Vader. Hy sê, o God, U is my God. Die oorspronklike woorde in die Hebreëus is Elohim Eli. En dit sê Here God. En daar's iets baie spesiaal. As jy dit direk sou vertaal, dan sê jy, o Skepper God, my God. Skepper God beteken die een wat alles in sy hand hou, die een wat alles bestuur, die een wat besluit oor die môre. Hy roep na God en sê, Here, al lyk dit vir my sleg, U bly in beheer van alles. Here, al maak Absalom so, en al kom die hele Israel in opstand, Here, U is my verlosser, Here, U is my krag. Daarom bid hy nie net tot die Here nie. Hy sê, o Here, my God. Persoonlike verhouding. Hy praat met sy God. Hy het 'n verhouding met hierdie God. Hy sê, Here, almal het my verlaat, maar U het my nie verlaat nie. Here, almal het my in die steek gelaat, maar U bly my God. En dan erken hy sê, U is die een wat alles in U hande hou. Al lyk dinge vir hom baie sleg, sê hy, Here, ek kom na U toe. En dan gebruik Dawid 3 frases wat sy honger na God beskryf. Hy sê in vers 2, U soek ek. As jy in die woestyn kom, soek God eerste. Voor jy enigiets anders doen, soek God eerste. Ons moet nie te gou by hierdie woorde net verby lees nie. As hy sê ek soek U, hierdie woord soek kan op 'n ander manier vertaal word. Daar's 'n vertaalmoontlikheid wat verband hou met 'n dagbreek. 'n Dagbreek is mooi. 'n Dagbreek is 'n nuwe seisoen. 'n Dagbreek is iets nuuts. So hy sê, eerste van alles soek ek U. Aan die begin van alles soek ek U. So Dawid sê, niks kom voor U nie. Niks is belangriker as U nie. Ons kan dit ook vertaal met vroeg soek ek U. Dit het so groot impak op die Griekse ortodokse kerk. Hierdie psalm, as hulle na hom verwys, sê hulle die oggendpsalm. In die begin van die dag, dan roep jy na God. Wanneer die son opkom, dan roep jy na God. En die gedagte daarachter is, voordat die dag met al sy krisis kom, voordat die dag met al sy nood kom, dan soek jy die Here. En dan die tweede ding wat hy sê is, hy sê, my siel dors na U. In die woestyn,
is water juis nie volop nie. So die algemeenste ding wat jou aan die lewe hou in die woestyn is water. Nou op die oomblik voel hy, sy lewe is dor. Op die oomblik voel hy, sy lewe is besig om uit te droog. Op die oomblik voel hy is besig om dood te gaan. Daar's nêrens 'n fontein waarby hy sy dors kan les nie. So hy smag na water om sy dors te les. Hy sê, Here, maar U kan my dors les. Wat Dawid sê is, hy sê daar's 'n groter dors as 'n fisiese dors, en dit is 'n geestelike dors. Hy sê, Here, ek moet nooit verval dat ek nie water by U kry nie. Here, ek moet nooit verval dat ek sonder U is nie. Dit is geestelike water wat die Here voorsien. Matteus 5 vers 6 sê, salig is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Psalm 42 vers 2 sê, soos 'n hert smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. Dawid sê, ek sit in die woestyn, maar ek smag na U. Ek smag na 'n aanraking. Ek smag na 'n uitstorting. Ek smag na 'n ingrype. Dors word reg deur die Bybel gebruik om 'n diep behoefte na 'n geestelike aanraking te beskryf. So die vraag is seker, wat het gemaak dat Dawid daar gekom het? Hy het tog sy hele lewe God se plan geleef. As ons die psalms lees, dan sien ons dis iemand wat verstaan om die Here te loof. Maar hierdie groot hartseer, hierdie groot teleurstelling dryf hom en sê, Here, ek het in hierdie woestyn 'n nuwe aanraking nodig. Here, ek het in hierdie alleenheid 'n nuwe salwing nodig. Here, ek het in hierdie nuwe omstandighede, het ek 'n nuwe woord nodig. Hy soek desperaat na die wil en die plan van die Here. Kyk, hy sê nie, Here, herstel my as koning nie. Hy sê nie, Here, straf Absalom nie. Hy sê, Here, ek soek 'n aanraking in my lewe. Here, ek soek 'n uitstorting in my lewe. Baie keer as ons in die woestyn kom, dan wil ons sê, Here, maar straf die wat hierdie goed veroorsaak het. Here, kan U nie sien hoe die mense my te nagekom het nie? Here, kan U nie sien hoe sleg ek behandel is nie? Dawid doen dit nie. Hy sê, Here, ek het U nodig. Ek het 'n geestelike aanraking nodig. Dan die derde ding wat hy aansê, hy sê, my vlees smag na U in 'n dor en uitgedroogde land sonder water. Dit is sulke kragtige woorde, want hierdie woorde dui op swakheid. Hy sê, Here, ek is besig om te sterf. My siel is uitgedroog. Hy sê, my vlees smag na U, want ek is in hierdie dor wêreld. En dan gebruik hy hierdie beeldspraak om te sê hoe hy lyk. Nou roep hy na die Here. Hy's uitgeput. Hy's moeg. Hy sê, Here, ek het ingegee op elke gebied. Here, ek het nie meer krag nie. Here, ek kan nie meer aangaan nie. Ek is desperaat dat U my sal aanraak. Dawid herinner ons dan ook dat gees, siel en liggaam aan mekaar verbind is. Sy begeerte na aanraking is fisies, maar ook geestelik. Daarom gebruik Dawid die liggaam en siel om die beurt in hierdie psalm. Hy voel die pyn in sy liggaam. Hy voel dit emosioneel. En dit het 'n invloed op sy gees. So daarom, as jy hierdie psalm lees, dan sien jy die heeltyd, hy het 'n begeerte na die Here. Ons het eintlik soveel meer rede om die Here lief te hê en om hom te aanbid as Dawid. Want Dawid, Ou Testamenties, ons weet die Here het sy seun gegee om vir ons sondes te betaal. Ons weet dat Jesus het die dood en die graf oorwin. Ons weet dat die Heilige Gees uitgestort is en daar is om ons met krag te vul. Ons weet ook baie meer van die hiernamaals as wat Dawid ooit in sy lewe geweet het. Tog wys baie nie hierdie begeerte om nader aan die Here te leef nie. Ten spyte van al hierdie kennis, ten spyte van die woestynervarings, roep baie mense nie tot die Here nie. Ten spyte van al die kennis, roep hulle nie tot die Here nie. So die beeld wat Dawid skets, is 'n dor en 'n verlate land, 'n woestyn waar hy hom bevind. Maar is ook 'n beeld van die toestand van sy siel. En dan weet hy, net die Here kan hom verkoop. Dit is nou redelik ver in Dawid se lewe. En hy weet net die Here
kan 'n wonderwerk vir hom doen. Een oomblik was hy in die paleis en hy was in beheer van alles en hy was hierdie magtige koning. En net die volgende oomblik is hy alleen in die woestyn, gestroop van alles. Jy hoef nie in hierdie fisiese woestyn te sit en alleen te voel nie. Jy kan al die luksede van die wêreld hê en nog steeds alleen wees en nog steeds 'n woestyn ervaring hê. Daarom sê vers 3, bring ons by 'n baie interessante besluit van Dawid. Hy sê, so het ek u in die heiligdom aanskou. Om dit te verstaan, moet ek net die prentjie vir u 'n bietjie inkleer. Toe Dawid vlug, het Abjatar kom ons noem dit sy persoonlike kapelaan, sy persoonlike priester wat hom bedien het, en Sadok, een van die getroue priesters, hulle toe skelm in die geheim gegaan en hulle die verbondsark gaan steel uit die heiligdom uit. Want onthou, die verbondsark het beteken die teenwoordigheid van die Here. En hulle, hierdie twee priesters, het met hierdie ark na Dawid toe gevlug in die woestyn, om vir Dawid te sê, die Here is nog steeds saam met jou, en om vir die volk te wys, die Here is saam met hulle, want dit is die heiligste voorwerp in die stad. Toe Dawid dit uitvind, toe stuur hy onmiddellik terug. Hy sê, vat terug hierdie verbondsark, want hy hoort in Jerusalem. Dawid weet, hy het nie die simbool van heiligheid op daai oomblik nodig nie. Hy het nie die simbool van God se heerlikheid nodig nie. Hy het 'n ander teenwoordigheid van die Here nodig. Daarom sê hy, ek het in u heiligdom u al aanskou. Ek het al u heerlikheid gesien. Ek het al by die verbondsark u grootheid gesien. Nou sê hy, Here, maar ek soek meer. Here, ek wil nie net na 'n verbondsark kyk nie. Here, ek wil nie net 'n ritueel hê nie. Here, ek wil nie net 'n gebruik hê nie. Here, ek soek iets meer. Ek soek 'n spesiale aanraking in hierdie woestyn. En dan sien ons die draai in vers 4. Want u goedertierenheid is beter as die lewe. Onthou, hy kyk dood in die oë. As hy gevang word, sal hy verseker doodgemaak word. Maar nou weet hy sê, ware lewe kom van die Here af. Hy sê, my lewe is niks werd nie. Die 1983 vertaling sê, u troue liefde is baie meer werd as die lewe. Hy sê, Here, dit maak nie saak of ek bly lewe nie. Al wat ek wil hê is, ek wil die goedheid van u ervaar. Al wat ek wil hê is, u teenwoordigheid in my lewe. Al wat ek wil hê is, u salwing in my lewe. En hy bely, hy sê, Here, want u liefde bly vir ewig. Hy sê, lewe gaan verby, maar die liefde van die Here sal altyd bly staan. Paulus skryf aan die gemeente van Korinthe in 1 Korintiërs 13, dan sê alles sal verbygaan, maar die liefde van die Here sal altyd bly staan. Ek sien, dit is so belangrik dat ons dit sal besef, want ons is so bekommerd oor ons lewens. Nou sê Dawid, soek die Here, want dis meer werd as jou lewe. Soek die Here, dis meer werd as 'n oplossing wat jy in jou omstandighede weet. Soek die Here in die middel van jou woestyn, want die liefde van die Here sal nooit ophou nie. Die liefde van die Here sal altyd in jou wees. Dawid was onder geen omstandighede 'n perfekte man nie. Sy foute is maklik om raak te lees in die Bybel. Die grootste getuienis van sy lewe is juis die feit dat hy onder alle omstandighede die Here loof en prys. Hy het 'n begeerte om die Here te loof, nie om iemand te beïndruk nie. Ons het laasweek het ons met daai psalm gesien, hy sê ek wil die loof voor die konings, ek wil die loof voor die afgode. Hy het 'n hartsbegeerte, hy sê Here, al wat ek nou in hierdie woestyn wil doen, is om U te loof. Al wat ek nou wil doen is, Here, ek wil U prys. Daarom is dit so belangrik, dat jy saam met die kinders gereeld by mekaar sal kom, om die Here te loof en te prys. Nou kom ons kyk hier aan die einde, na Dawid se resep. Natuurlik is daar tye wat ek en jy in die woestyn kom. Natuurlik is daar tye wat ons voel ons is besig om dood te gaan. Noem dit die dors waarvan Dawid praat. En dan voel jy alleen. Die laaste ding wat jy in daardie omstandighede lus het om te doen,
is om die Here te loof. Jy's beslis nie lus om te sing nie. Jy's kwaad, jy's bitter, jy's teleurgestel. Maar dit is dan juis wat jy moet doen. Om die Here onder moeilike omstandighede te loof, is 'n handeling van gehoorsaamheid. Want daardeur sê jy, Here, al is ek in die woestyn, U is my God. Here, al is my omstandighede sleg, U is my skepper God. U is my verlosser, U is my krag. Dan kan jy in die middel van die storm die Here loof. En weet jy, as jy in die middel van die storm die Here begin loof, sal jy radikale resultate in jou lewe sien. Dawid loof die Here. As jy daar lê, is die laaste raad wat jy van mense kry, sing. Job se vrou sê, vloek God en sterf. Dis eintlik maar 'n vorm van, jy's eintlik al klaar dood. Maar ware lofprysing in die storm maak glad en geheel nie sin nie. Maar wanneer jy die Here begin loof, sê jy, dit gaan oukei wees. Daar's 'n dieper waarheid wat daarmee saamgaan. As ek in die storm begin sing, ontsluit jy hierdie krag van God. Jy ontsluit die geleentheid vir 'n wonderwerk in die middel van jou storm. En nou kan wonderwerke begin plaasvind. Die eerste wonderwerk, as jy die Here begin loof in die woestyn, dit gebeur in jou denke. Psalm 63, van die begin tot die einde, is 'n psalm om die Here te loof. Vers 5 sê, ek sal U loof my lewe lank. Ek wil my hele lewe gebruik om U te loof. Maak nie saak hoe lank ek nog lewe nie, sê Dawid. Ek sal vir die res van die Here loof. Onthou sy slegte omstandighede. Hy sê, ek sal nie ophou om die Here te loof nie. Psalm 104 vers 33 sê, ek wil sing tot eer van die Here, solank as ek leef. Ek sal sing tot eer van God. Kyk bietjie na die wonder van die psalm. Hy sê, my lippe moet U prys. Vers 4, in hierdie psalm 104 sê, vers 4 sê, my lippe moet U prys. Vers 5, in die naam my hande op. Vers 6, my siel sal versadig word. My mond sal U roem. Vers 7, ek sal aan U dink. Vers 7, in die nag waak sal ek oor U pyns. Dawid loof die Here met alles wat in hom is. Weet jy het vanaand 'n arsenaal wapens tot jou beskikking om jou stryd te veg. Die vyand wil jou verhinder om hierdie wapens te gebruik, want dit maak jou kragteloos. So as jy in die middel van hierdie eensame woestyn sit, begin die Here te loof. En dan, toe Dawid die Here begin loof, toe sien hy in sy gees God. Vers 7 en 8, ek het aan U gedink op my bed, in die nagwake het ek oor U gepyns. Hy dink oor die uitkoms. Hy sien die grootheid van die Here. Jy weet jy, daar is 'n groot waarheid in. Hy lê hom nie in bekommer oor alles nie. Hy lê nie in rondrol in die nag oor alles nie. Kyk wat hy sê, terwyl ek op my bed lê, dis in die nag. In die nagwake. Hy sê, het ek nie gelê en worry nie. Hy sê, ek het gedink aan die grootheid van die Here. Ek het gedink aan die almag van die Here. Hy het begin dink oor hoe goed die Here nog altyd vir hom was. Ons almal het al kosbare ure van slaap verloor, omdat ons oor alles dink en bekommer. Dawid doen dit nie. Hy is in die woestyn. Absalom is besig om 'n revolusie, 'n opstand in sy land te veroorsaak. Hy lê nie wakker nie. Hy sê, as ek in die nag lê, dan dink ek aan hoe groot my God is. So as jy vanaand in die woestyn is, begin te dink oor hoe groot die Here is. Waarom dink hy oor die Here? Hoekom dink hy aan God? Vers 8. Want U was vir my 'n hulp, en in die skaduwee van U vleuels sal ek jubel. Hy sê, Here, ek dink aan die grootheid, want U het my nog altyd gehelp. Here, U het my nog nooit in die steek gelaat nie. Hy sê, in die skaduwee van die vleuels, dit is waar jy beskerm word. Hy sê, Here, U het my nog altyd beskerm. U het nog altyd na my gekyk. Ek kan nog altyd rus by U gevind het. Ek kan nog altyd geskuil het by U. Daarom dink ek aan U. So hy sê eintlik, hy sê, Here, in die woestyn, as ek in die nag lê, dan dink ek hoe getrou U is en hoe lief U my het. En dan, vers 9, bid hy tot God. Hy sê, my siel is aan U verkleef. U regterhand ondersteun my. Dawid weet, sy hulp is by die Here. Hy weet, die Here het hom nie in die steek gelaat nie. Weet jy?
Die geskiedenis het bewys dat Dawid se geloof reg was. Die geskiedenis het bewys dat Dawid se vertroue reg was. Toe Absalom homself begin koning maak, toe het die weermag wat aan Dawid oorgebly het opgetrek en Absalom se weermag verslaan. Absalom het gevlug en terwyl hy wegjaag, het sy hare in takke verstrengel geraak en hy het aan 'n boom gehang en Dawid se generaal het gekom en hom doodgemaak. Dit was 'n baie hartseer geskiedenis vir Dawid. Maar Dawid, terwyl hy die Here loof, het die Here vir hom 'n wonderwerk gewerk. Terwyl hy die Here aanbid, het die Here vir hom die bonatuurlike laat gebeur. So as jy op jou woestynpad loop, weet vanaand, verseker jy's nie alleen. Weet, jy het 'n wapen van lof. Weet, jy kan die Here aanbid. En weet, as jy die Here begin aanbid, dan gebeur daar wonderwerke. Weet, as jy die Here begin loof in jou woestyn, dan gebeur daar radikale veranderinge in jou lewe. So as jy vanaand in die woestyn is, skep moed. Die Here sê, ek is jou God, ek is jou krag, ek is jou sterkte, ek sal jou help, sê die Here. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons voor U kan buig, weet U is ons God. Here, baie mense wat vanaand na hierdie woord kyk, ervaar 'n woestynervaring, 'n alleen ervaring waar hulle gestroop is van alles. Maar Here, Dawid fokus nie op sy ellende nie. Hy fokus op U. En ek bid, Here, help ons, dat ons in ons woestyne sal begin sing tot eer van U. Here, soos die lied sê, I'll raise a hallelujah in the middle of the storm. Here, salf elkeen, versterk elkeen. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Mag die Here U seën en jou oorwinning in jou omstandighede gee. Amen.